Goeiemôre matrieks, ek hoop dit gaan baie goed met julle almal. Ek hoop dat jy op dreef is met jou taak. As jy nog enige vrae het, jy is meer as welkom om my te laat weet. Jammer as ek bietjie lank vat om te antwoord, maar tussen die lesse opneem en lesse doen, vat dit ook maar 'n tydjie, maar ek antwoord jou so gou as wat ek kan. So ek begin vandag met menslike gesondheidsrisiko's inhou, en daar is verskillende faktore, en naamlik sielkundige faktore, sosiale faktore, religieuse faktore en kulturele faktore. So jou sielkundige faktore is faktore wat met jou geestelike emosionele prosesse te doen het. So dit veroorsaak dat jy op 'n spesifieke manier optree. As jy mooi oor jou aksies nadink en die langtermyn gevolge van jou optrede kan insien, sal jy heel waarskynlik so optree dat jou gesondheid beskerm word. As jou emosionele toestand boonop stabiel en ontwikkel is, sal jy leefstylkeuses so uitoefen wat jou gesond sal hou. So, dis maar net 'n paar punte wat ek dink is belangrik, wat jy daarby kan heg in jou boek. As jy ander goed daarby wil sit, is jy meer as welkom. Jy kan ook in jou handboek gaan kyk, dit staan op bladsy 168, so jy kan daardeur gaan as jy nog goed wil bysit. Die tweede is dan jou sosiale faktore wat kan bydra, en daar is dit jou familie, jou vriende, die gemeenskap en die media wat jou op sekere maniere laat optree. Die tipe druk kan jou gesondheid bevorder of slegte gesondheid veroorsaak. In baie gemeenskappe wil mans en vrouens hul liggaamsvorm verander op maniere wat sleg is vir hulle gesondheid. Byvoorbeeld, vroue kan op 'n oordrewe dieet gaan of kosmetiese chirurgie laat doen, en mans kan spierversterkende steroïde gebruik wat tot nierversaking kan lei. Die samelewing bevorder ook dikwels dan 'n houding van rebelsheid onder jong mense teenoor gesag wat veroorsaak dat hulle rook, drink en dwelms gebruik. So hierdie is alles sosiale faktore wat kan bydra. Jou derde een is jou religieuse faktore, en in jou handboek sal jy sien ek het hierdie ook daar uitgekry. Hulle sê religieuse praktyke het in die algemeen 'n positiewe uitwerking op volgelinge se gesondheid, aangesien baie gelowe ons aanmoedig om onsself en ander lief te hê. Jammer vir daai spelfout. Maar daar is ook praktyke wat ons gesondheid skade kan aandoen en selfkrisiese en rampe kan veroorsaak. En ek noem vir jou 2 voorbeelde. Die eerste ene is buitensporige bydraes. So 'n kerk wat hoë vlakke van finansiële bydraes vereis, kan 'n negatiewe uitwerking op aanhangers se fisiese en emosionele gesondheid hê. Dan die tweede ene is skulte selfdodings. Dit is as daar 'n religieleier is wat mense aanmoedig, dit het al gebeur, waar hulle mense aanmoedig om sodoende selfmoord te pleeg om 'n beter lewe in die hemel te verseker. Maar as jy mooi daaroor gaan dink en volgens jou Christendom of volgens jou religieuse skap, is dit nie reg nie, maar dis nou die tipe goed wat jou sleg kan beïnvloed, al is dit in 'n religieuse praktyk. So maak asseblief seker dat jy 100% altyd verstaan wat mense van jou vra, en dat jy nie dalk verkeerd verstaan en onder die indruk is dat mense van jou ander tipe goed verwag nie. Die vierde ene is dan jou kulturele faktore, en dit is wat jou kultuur van jou verwag, hoe om jou lewenssiektes en leefwyse te handhaaf. So hulle sê 'n kultuur het 'n sekere invloed op ons lewens. Ek neem vir jou ook weer 'n paar voorbeelde wat sê meisies wat vroeg trou ontneem hulself
van 'n kans om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel. Tweede een is die verminking van vroulike geslagsdele ontneem vroue van seksuele verwesenliking en bemoeilik kindergeboorte vir beide die moeder en die baba. Dan die derde ene is 'n kulturele gebruik wat seuns ernstig kan beïnvloed. Dit is die tradisionele gebruik van besnydenis, wat self tot die dood kan lei as dit nie korrek gedoen word nie. Maar dis net party kulture wat dit verwag. Party kulture wat te doen het met die besnydenis is van geboorte af, as 'n seentjie gebore word, moet hulle besny word. Ander kulture vereis weer as die kind 16 jaar oud is, moet hy dan eers besny word. En ek dink dan is dit dan meer gevaarlik en kan dit dan lei tot dood. Jou leefwyssiektes, kry jy twee tipes, jy kry jou nie oordraagbare siektes, so dis iets wat nie aangegee kan word aan iemand anders nie. En dan kry jy nou jou oordraagbare siektes, en meeste van hierdie kom as gevolg voor van armoede en geslagsongelykhede in Suid-Afrika. So, jou talk gaan ook nou oor geslagsgeweld, dink ek, as ek nou reg onthou, maar dit kan ook bydra tot daai tipe van goed. Dit kan ook veroorsaak dat jy oordraagbare siektes kan kry. So, hou 'n bietjie jou ore oop, kyk wat ek vir jou wys, dit kan jou dalk help in jou taak. Eerstens, jou nie oordraagbare siektes is soos kanker en kardiovaskulêre siektes en dan ook diabetes. Maar kanker en kardiovaskulêre siektes is twee van ons grootste nie oordraagbare siektes in Suid-Afrika. Jy gaan sien, as ek hier by die kanker kom, sê dit daar is 'n direkte verband tussen leefstylkeuses, armoede en baie soorte kanker, soos long, slukdarm, servikale, bors, maag en lewerkanker. In Suid-Afrika neem baie soorte kanker toe onder dele van die bevolking wat nie in die verlede daardeur geraak is nie. Ek dink ons almal het al te doen gehad met iemand wat jy ken wat kanker het. En daai paadjie wat daai persoon moet stap om daai kanker te oorkom of om deur dit te gaan met chemo is nie maklik vir daai persoon nie en selfs ook nie vir die wat hom of haar bystaan nie. So dit beïnvloed almal om ons. Dan die tweede ene is nou jou kardiovaskulêre siektes en dit manifesteer as hipertensie en siektes van die hart en bloedsomloopstelsel, soos enige iets wat te doen het met hartaanvalle, beroertes. Dit word alles geklassifiseer as 'n kardiovaskulêre siekte. Enige iets wat te doen het met jou hart. Goed. Dan laastens is dit dan diabetes. So jy kry twee tipes diabetes. Jy kry tipe 1 is as jy jouself moet spuit van geboorte af. Ek dink baie mense ken dit. En dan die tweede ene is dan nou 'n diabetes wat normaalweg onder volwassenes voorkom. En dit is 'n aangeleerde vorm van insulienweerstandigheid. En dit word gewoonlik aangetref deur mense wat oorgewig is of 'n sittende lewe lei. En hulle kon dit verhoed het deur die tipe kosse wat hulle eet of oefeninge wat hulle nie doen nie. So dit is dan diabetes, kanker, dan jou oordraagbare siektes. Die twee ernstigstes in Suid-Afrika is dan nou tuberkulose en dan die groep siektes wat bekend staan as SOI's. Dis jou seksuele oordraagbare infeksies. So eerstens het ek nou jou seksuele oordraagbare siektes en HIV en vigs. So dis die verspreiding van SOI's insluitends HIV en vigs en dit word as epidemies in ons land beskou. Huishoudelike geweld is een van die vernaamste oorsake van HIV en ek dink selfs ook vir SOI's, maar
Nie noodwendig nie, as jy self besluit om enige iemand te slaap en jy gebruik nie enige iets om jou te beskerm nie, is die kans daar dat jy enige SVU kan kry of HIV en vigs. Dan tuberkulose is die infeksie versprei makliker onder mense in 'n oorvol, swak geventileerde huis. Wanvoeding maak mense meer vatbaar vir dit en armoede kan dit moeiliker maak vir mense om hulle geskrewe tuberkulose medikasie gereeld te verneem en ook vir die gereelde opvolgbesoeke te gaan. En dit veroorsaak dan 'n multimiddelweerstandige TB. Baie belangrik, die mense met die tipe siektes gaan nie altyd dood of sterf nie altyd, ekskuus vir daai kras, hulle sterf nie altyd as gevolg van dit nie. Hulle sterf as gevolg van, omdat hulle die een het en dalk die ander een by hom het, of omdat hulle HIV het en hulle kry longontsteking daarbey. So, dit is nie net die een siekte wat gewoonlik mense laat sterf nie, maar 'n klomp siektes saam wat jou hele immuniteitstelsel dan aantas en dan veroorsaak dat jy al hoe sieker raak. Dan is dit bydraende faktore wat kan bydra tot leefwyse siektes. So die eerste een is jou verandering in jou leefwyse, so jou eetgewoontes, fisiese oefening en dwelmmisbruik. So baie faktore wat mense in 'n hoë risikogroep plaas om hierdie siektes op te doen, is verwant aan 'n onvoldoende dieet en 'n hoë voorkoms van sigaretrook en alkoholgebruik. Tweedens dan jou dwelmmisbruik. So alkoholmisbruik is een van die oorsake van baie leefwyse siektes. Tog is daar ander bedrieglike sosiale gevolge van alkoholmisbruik. Byvoorbeeld, dit verminder selfbeheersing. In ongemaklike stampvol drinkplekke dra dit by tot die verhoogde geweld tussen drinkers. Alkoholmisbruik kan tot huishoudelike geweld lei. En dan laastens, die afhanklikheid van alkohol beteken dikwels dat geld aan alkohol bestee word in plaas van 'n gesin se behoeftes. Ek dink meeste van ons weet van iemand wat dalk betrokke is in 'n huishouding waar beide ouers dalk alkohol misbruik of alkoholiste is of naby aan dit is of iemand wat deur dit is en jy het dan met hierdie persoon geassosieer en jy weet wat aangaan. Dis nie maklik nie. Daar word altyd ander prioriteite bo dit geplaas. En die kinders ly daaronder, die vrou ly daaronder, selfs ly die man partykeer daaronder. So, dit is iets wat om ons aangaan. Ek sien nou met die lockdown, mense kan nie meer sigarette koop nie, hulle kan nie meer enige alkohol koop nie, en mense raak frustreerd daarmee. Hulle is kwaad as gevolg van die redes dat daar nie alkohol verkoop is nie. Maar as jy daaraan dink, alkoholmisbruik gaan veroorsaak dat mense meer bymekaar kom. Dit gaan veroorsaak dat hierdie virus dan al hoe meer versprei. So daar is tog 'n goeie ding in dit. Ek weet baie mense voel nie so nie, maar kyk maar in die positiewe oog uit daarvan en nie altyd net die negatief nie. Dan nou die laaste ene is jou onveilige seksuele gedrag. Hier's 'n paar redes waarom jong mense moontlik by riskante seksuele gedrag betrokke raak. Eerstens is dit armoede. Party meisies, party vrouens, selfs mans, sit hulle self op vir prostitusie, dat hulle geld kan kry, omdat hulle nie geld het nie, so hulle lewe in armoede en hulle sal enigiets doen vir geld. Tweede ene, 'n lae selfbeeld kan veroorsaak dat jong mense enigiets sal doen om by hulle porteergroep in te pas. Derdens, 'n jong mens kan in 'n huishouding wees wat nie 'n oop gesprek oor seksualiteit toelaat nie.
Vierdens, dit is 'n baie algemene, maar dit is nie iets wat so moet wees nie, asseblief, dit is nie wat dit moet wees nie, maar dit is iets wat gebeur. Party meisies voel dat die enigste manier hoe hulle 'n suksesvolle toekoms sal hê, is om saam met 'n ouer man te slaap, om seks te hê met 'n ouer man wat vir haar toekoms kan gee. Dan laastens is dit advertensies wat seksuele voorstellings gebruik om 'n wye reeks goedere te verkoop. Dit dra 'n boodskap uit dat seks wenslik is. So die goed op die TV, wat jy op sosiale media sien, dit laat mens dink dat dit is die enigste ding wat jy ooit moet doen. Dit is die enigste ding wat jy in die lewe wil hê. Maar jy moet daai besluit neem om te sê, jy sal verantwoordelik wees. As jy besluit om 'n seksuele verhouding met iemand te hê, wees veilig. Moenie dit op onverantwoordelike maniere doen nie. Moenie dit altyd onder die invloed van alkohol of dwelms doen nie. Jy moet verantwoordelikheid vat vir jou dade. Goed, dan jou huiswerk vir vandag is dat jy al hierdie slides asseblief in jou boek sal neerskryf. Dan op bladsy 175 en 176 is daar 'n tabel oor jou verskillende siektes wat jy kry, wat dit veroorsaak en wat die faktore daarvan is. Daai tabel moet asseblief in jou boek oorgeteken word. En dan moet jy asseblief net vir my aktiwiteit 3 beantwoord, dit is op bladsy 177. En dan matrieks, onthou, jou eindeksamen vir lewensoriëntering word in jou rekordeksamen tyd geskryf. Asseblief bly op datum met jou werk, moenie agterraak nie, doen wat van jou verwag word en jy sal die vrugte daarvan pluk. Ek groet jou, ek sê vir jou lekker dag. Ek hoop ek sien jou die 1 Junie en ek hoop dat as ek jou sien dat almal se take gaan inwees en dat jy jou boek op datum sal hê en dat ons almal net in 'n positiewe oog uit hierdie sal kyk en dit net sal aanpak soos die beste wat ons kan. Totsiens matrieks.